Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is vanoggend uit Handelinge 7 vers 30 tot 34. En toe 40 jaar verby was, het 'n engel van die Here aan Moses verskyn in die woestyn van die berg Sinaï in die vuurvlam van 'n doringbos. En Moses het dit gesien en hom oor die gesig verwonder. En toe hy daarheen gaan om dit te sien, het die stem van die Here tot hom gekom. Ek is die God van jou vaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Moses het begin bewe en hy het nie gewaag om dit te bekyk nie. Toe sê die Here vir hom, trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Ek het duidelik gesien die mishandeling van my volk wat in Egipte is. Ek het hulle gesig gehoor en ek het neergedaal om hulle te verlos. En nou kom hier, ek wil jou na Egipte stuur. 40 jaar was 'n lang tyd waar God vir Moses in 'n voorbereiding gehou het vir die groot taak. Wanneer God 'n delay het, beteken dit nie dat God in daardie tyd nie iets doen nie. Dit is die tyd wat hy besig is met ons in voorbereiding. Die tyd waar hy ons versterk en ons gereed maak as sy dienaars. En op die regte, die bestemde tyd, sal ons opstaan, opgerig word ook by ons brandende braambos. Selfs Jesus het 30 jaar gehad, waar hy opgegroei en sterk geword het in wysheid. Iets van God, hy is nooit haastig nie. Hy spandeer tyd in voorbereiding. Daarom moet ek en jy nooit in sulke dae dink, dit is verniet of dit raak nou te lank nie. Die moeilikste bestaandeel in swaar kry is die woord tyd. Kort, intense pyn is nog draagbaar. Maar wanneer die pyn, in watter vorm dit ook al langdradig en uitgereg raak, dag vir dag, dan verloor 'n mens naderhand hoop. Sonder God se genade sal ons harte wegsink in mismoedigheid. Josef het baie verduur, en so dikwels word lesse wat ons leer in ons ingebrand. Ons word gelouter, soos silwer wat gesmelt word. En so hou daardie smelter aan, tot op die sekond, die oomblik, wanneer hy sy eie beeld in die silwer sien, soos 'n spieël, weet hy, dit is genoeg hitte, en daar is genoeg vuilheid afgeskep. En in hierdie moeilike tye, moet ons onthou, God is in beheer, hy is op die troon. Alles sal ten goeie meewerk. Josef moes dit geleer het, Moses moes dit geleer het. Daar is 'n rede vir elke les, en dan sal ons weet, ons sou dit nooit gemaak het, as dit nie vir voorbereidingstyd was nie. En wanneer God besluit het die tyd is reg, gaan niks en niemand God kan keer nie. Ons moet nie die môre uit God se hand uit wil wegvat nie. Maar ons moet sing en hard sing, because he lives, I can face tomorrow. Here Jesus, baie dankie vir u bloed wat vir ons gevloei het. Dankie Here dat ons nou in die krag van u bloed kan opstaan en wat u vir ons gee om te doen. Open ons ore, ons hart, dat ons verstaan waarvoor u ons stuur. Dankie Here, dat in die tyd wat u ons voorberei, is u besig om soveel wonde te genees. Ons loof u en ons prys u daarvoor. Amen.